1 Tessalonisense 5 vers 18 sê, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God van julle verwag, omdat julle met Christus Jesus verenig is. Jy sien my vriend, vir die Christen gelowige is danksegging, dankbaarheid, is nie sommer net nog iets op 'n lysie wat afgetik moet word, as iets wat ek en jy doen, omdat ons kinders van die Here is. Dit moet vasgemaak wees in ons DNA, gewortel wees in ons harte, en sigbaar wees in ons alledaagse lewens. Dank ek en jy in alles. Wanneer ons tevrede en veilig en gelukkig is en gesond is, dan rol lofsange maklik van ons tonge af. Maar wat van ander tye? In die dorp Filippi is Paulus en Silas aangeval, gestroop en met stokke geslaan en in die tronk gegooi. Dis 'n slegte dag. Diep in die nag het 'n gelei deur die tronkselle geweer galm, terwyl die ander gevangenes geluister het. Was dit huil? Was dit kla? Was dit 'n geneel? Nee, dit was 'n triomfantelike lofprysing, gebed en die sing van gesange, volgens Handelinge 16. Paulus het geweet hoe om tevrede te wees, in armoede of in voorspoed, het sy honger of vol, verneder of oorvloedig. Danksegging het uit sy dankbare hart gevloei. Hy het die bron in elke situasie erken en dit met ons gedeel. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee, volgens Filippense 4 vers 13. Sê dankie in die groot oomblikke. Sê dankie in die klein oomblikies, oënskynlik onbeduidende oomblikke. Sê dankie op die goeie dae wanneer alles volgens plan verloop. Maar sê dankie in die slegte van dae en wanneer dit lyk asof alles teen jou is. O Vader, dankie vir u woord. Dankie dat u ons so bemoedig vanmôre. Here, dankie dat u ons kom leer om in alles dankbaar te wees. Ons hoef nie vir alles dankbaar te wees nie, maar ons moet in alles dankbaar wees. Maak nie saak wat die omstandighede, maak nie saak wat die situasies nie. Ons is dankbaar. Dankbaar vir wat ons het. Dankbaar, Here, dat u die koning van alle konings is en dat ons u kinders genoem kan word. Ons eer u, ons loof u en ons prys u in Jesus se naam. Amen.